Nou ja, ons is by die derde en die laaste aanbieding rondom die tema, die groot opdrag, en die vraag wat ons wil antwoord is dan, aan wie was hierdie opdrag regtig gerig? Nou hierdie vraag gaan dalk baie van u oortuigings, net soos wat dit my teologiese oortuiging aangespreek en soos die Engelsman sê, gechallenge het, sal hierdie ook dalk vreemd wees vir die eerste keer as jy dit hoor, omdat ons, glo ek, in 'n tradisie of met 'n tradisie groot geword het, dat die groot opdrag die opdrag was wat Jesus gegee het aan die Nuwe Testamentiese kerk om die evangelie uit te dra. Nou, met oogopslag sal dit die waarheid wees, omdat die Bybel aan ons almal gerig is met spesifieke gehoorsaamheidsverantwoordelikheid. Maar wanneer ons na die konteks kyk, dan moet ons vir mekaar sê dat hierdie opdrag en die uitvloeisels van hierdie opdrag, wat ons nou al so by 2 geleenthede na gekyk het, so bietjie ons sienswyse aanspreek en so half probeer weerspreek, omdat daar baie duidelik, soos ons gaan sien, tekens is, wat Markus sê, wat hierdie opdrag sal volg, vir hulle wat dan glo. Wat ons nie sien daagliks as 'n natuurlike uitvloeisel van die uitleef of die gehoorsaam wees aan die opdrag nie. So by hierdie derde en laaste keer wil ek dan fokus vanmôre op die denkwyse of dan die manier wat Johannes die wêreld as wegvoorbereider voorberei het vir die koms van Jesus, en dan ook Jesus se aardse bediening nadat Johannes hom gedoop het en Johannes se bediening gestaak is, hoe hy en die disippels, Jesus dan en die disippels, sy disippels gereed maak om hulle dan hierdie opdrag te gee om na die wêreld toe te gaan met die fokus, die huis van Israel. En wil ons dan nou so 'n bietjie dan hierby stil staan, ten laaste is, aan wie is hierdie groot opdrag regtig gerig gewees? Nou, dit word gesê dat die groot opdrag die laaste woorde van Jesus was om sy boodskap van verlossing met die massas te deel. Nou, jy moet verstaan dat alhoewel daar twee verskillende, en ons het dit nou al by 'n vorige reeks hanteer, twee verskillende evangelies was wat aan die Jode gebied is, en een wat aan die heidene deur die apostel Paulus gebied is, bly die bron van verlossing dieselfde. Dit handel oor dat daar 'n sondelose wese in die plek van 'n sondige mens moes sterf, sodat sy skuld vir sy sondes betaal en uitgewis kan word. Maar wanneer ons kyk na die evangelie wat aan die Jode gebring word, dan moet ons onthou dat die evangelie fokus op 'n aardse koning. En dat hierdie laaste woorde van Jesus om die massas met sy boodskap van verlossing te bereik, in twee dele gedeel is. Een vir die Jode en een dan ook dan vir die heidene, wat ons later sal sien, grootendeels deur die apostel Paulus verantwoordelikheid voorgevat is. Maar die groot opdrag bly die laaste woorde van Jesus om sy verlossingsboodskap aan die massas te bring. Daar's egter 'n paar struikelblokke wanneer ons as Bybellesers na die inligting rondom die groot opdrag kyk, wat as uitvloeisels van hierdie opdrag bygevoeg is. In Markus 16 vers 17, as ons nou vers 16 in konteks bring, dan staan daar, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, en hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En dan sê vers 17, dat daar duidelike tekens sal volg.
nadat of onderwyl hierdie opdrag uitgevoer word. Hy sê, vir hulle wat glo, sal die volgende tekens geld. En dan word daar 'n hele klomp dinge as uitvloeisel genoem, wat ons nou by sal stilstaan en al reeds by stilgestaan het, wat die glo en doop as tekens sal volg wanneer hierdie boodskap met mense gedeel word. Een van hulle is die tale verskynsel, die gesond maak van siekes, die drink van giftige drankies en dan niks oorkom nie, as ook dat daar op giftige slange getrap en opgeneem gaan word, sonder enige nagevolge, as uitvloeisels vir hulle wat glo. Wat ek weer sê, nie natuurlik volg, as ons die groot opdrag nou in sy groot prentjie sien, en dit aan die Nuwe Testamentiese kerk as opdrag gegee word. Dit en ook dat die disippels op ander plekke nadat die opdrag gegee is, die mag gegee is om sondes te vergewe, dat daar meer noukeuriger na die omstandighede en die tyd van 'n moontlike vervulling en toepassing gekyk moet word, dat dit nie noodwendig dui op die vervulling van die opdrag aan die Nuwe Testamentiese kerk en die genade dispensasie wat dan in vervulling tree met die apostel Paulus, wat dan die boodskap van redding of dan die geheimenis van die Nuwe Testamentiese kerk met die heidene dan deel. So ander woorde, die feit dat die disippels kon sondes vergewe en dat die disippels sekere mag kon hê, blyk dat daar 'n ander vervulling met 'n ander tyd kan wees waarop ons hierdie groot opdrag dan kan sy vervulling tree. Daarom noem ek dit 'n moontlike tydsverandering of dan 'n moontlike vervulling en toepassing dit blyk te hê. Nou wat ons nou gaan doen is, ons wil so 'n bietjie kyk na Jesus se leer wat voortgaan daar waar Johannes die Doper se bediening op die aarde gestop het. Nou soos u weet, was Johannes die Doper die wegbereider. In die Ou Testament word daar by 'n paar plekke hom genoem as die een wat die weg voorberei. Maleagi praat van hy wat die weg voorberei en hy wat die pad gelyk maak vir die Messias wat sou kom. Maar ons wil by hierdie laaste gedeelte fokus op die leer van Johannes en ook die leer van die Here Jesus ten opsigte van hierdie aanbieding wat dan uitloop op die groot opdrag wat dan nou aan die einde van sy aardse bediening voor sy hemelvaart gegee is. In Matteus hoofstuk 3, die eerste klompie verse, lees ek die volgende omtrent Johannes die Doper. Hy sê hier in daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê. Nou wat was sy prediking? Hy sê bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou jy sal onthou dat ons gesê het dat die koninkryk van die hemele gepraat het omdat Matteus Jesus as die koning sien, is die grootste deel van Matteus se gelykenisse geskoei op die koninkryk van die hemele wanneer die Messias koning gaan wees op die aarde. En sê Johannes dan dat hulle die hoorders van hierdie voorbereiding vir die koms van die Messias, dat hulle moet bekeer, want die koninkryk van die hemele, die aardse regering van die Messias, is aan die aanbreek, het naby gekom. Vers 3 sê, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe Jesaja gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, so met ander woorde Jesaja, net soos Micha,
praat van hom wat die weg voor gaan berei, sodat die koninkryk van die hemele deur die Messias vervul kan word. En Jesaja sê, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. As ons verder lees in Matteus hoofstuk 3, dan sal u sien dat Johannes gedoop het met vergifnis van sondes vir die Jode in gedagte. Met ander woorde, dat deur gedoop te word, hulle vereenselwig en sy boodskap as wegbreider aanvaar en die komende Messias sal aanvaar. Dis baie belangrik. Vers 5 sê, en Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom, Johannes die Doper toe, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop, hoor nou, met belydenis van sondes. Met ander woorde, hulle is gedoop om hierdie voorbereiding voor gereed te wees dat die Messias op pad is, want dit was die doel van Johannes om die Messias bekend te stel, en dis ook waarom, en ons gaan nou sien waarom Jesus deur Johannes gedoop is. En hierdie doop is gekoppel aan belydenis van hulle sondes. Dis baie belangrik om hierdie te verstaan, om die onderskeid te tref. Want die boodskap, die evangelie vir die heidene, wat Paulus gebring het, was waterdoop nie van toepassing nie. En Paulus sê juis, hy het nie gekom om te doop nie, maar om die evangelie aan die heidene te verkondig. So, aan die ander woorde, jou bekering as heiden was nie gekoppel aan die doop nie, maar vir die Jode, wat die Messias moes aanvaar, en die gaan nou sien as ons by Handelinge 2 ook kom, dat daar die doop gekoppel is aan 'n vereenselwiging met Jesus, deur 'n doop in sy naam, sodat hulle hom as Messias aanvaar en die gawe van die Heilige Gees kan ontvang. En ons gaan nou daarby stil staan. Genesis gaan voort met dieselfde bediening. As ons Matteus 3 vers 13 en verder lees, dan sien ons dat toe Johannes en Jesus gedoop, besig was om te doop, het Jesus van Galilea na die Jordaan gegaan, na Johannes die Doper, om deur hom gedoop te word. Belangrik dat hierdie doop van Jesus niks te doen gehad het met sondevergifnis nie. Want dan kon hy nie die Messias gewees, hy kon nie die seun van God of die lam van God wees wat die sondes van die wêreld wegneem, as hierdie doop gekoppel is aan sondes nie, maar die Jode moes gedoop word deur hulle denkwyse te verander om Jesus as Messias te aanvaar. Kom Jesus na Johannes toe om deur hom gedoop te word. Nou, ek gaan vers 14 verklaar nou en 15 wat die rede was waarom Jesus deur Johannes gedoop moes word. Maar Johannes, vers 14, het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word. En kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat, het Johannes toegelaat, dat hy Jesus gedoop is. Op 'n ander woorde, Johannes het Jesus gedoop om hom bekend te maak. Want as ons na die Johannes Evangelie kyk, in Johannes 1 vers 29, sien Johannes Jesus, en hy verwys na hom in Johannes 1 vers 29, hy sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. En dadelik het die Jode die sterwe van die Oud-testamentiese lam gesien, wat in die plek van die sondaar moes sterf, en sy bloed moes vloei, en deur die priester moes geoffer word vir hulle vergifnis, as 'n heenwyse, koppel die Jode dadelik Johannes se vinger, nadat hy is nou die lam, wat die sondes van die wêreld wegneem. Nou, wat Johannes se doel is om Jesus aan die wêreld bekend te maak. In Markus 1 vers 14
lees ons iets baie interessants. En nadat Johannes oorgelewer was, nadat hulle hom gevange geneem het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê. Met ander woorde, toe Johannes Jesus gedoop het, het hy opgehou doop en hy's later deur Herodes gevange geneem. Toe Johannes oorgelewer is en gevange geneem het Jesus in Galilea gekom en gesê, wat het Jesus gepreek? Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Wat is die evangelie? Dit wat Johannes as evangelie gepreek het, dat hy moes bekend gemaak word as die lam van God wat die sondes van die wêreld weg. Met ander woorde, Jesus gaan voort met dit wat Johannes gepreek het, sy evangelie, gaan Jesus voort om dit met die Jode te deel, dat hy die Messias is, en dat hulle sondes moet bely en erken deur hom te aanvaar as die lam van God, hom te erken as die Messias, en met die teken van die doop, hulle te vereenselwig met die evangelie, wat dan aan die Jode gebied word. Jesus se aanslag verander. Aan die einde van Jesus se aardse bediening, verskuif hy die fokus van die koninkryk, 'n fisiese Messias wat kon koning word op die aarde, wat die beginfase van sy Messiaskap openbaar, van die lam en die koning. Die lam wat moes sterf, is dieselfde een wat die koning gaan word. Met ander woorde, hy verander sy fokus van 'n aardse koning na sy doel om nou by sy eerste koms te kom sterwe as lam, wat hulle moes aanvaar, sodat hy kan kom en vir hulle koning wees. Met ander woorde, baie duidelik 'n verskywing in sy bediening. Markus 9 lees ek hiervan, vers 30 en tot 32. En hulle het daarvandaan weggegaan en verbygetrek deur Galilea. En hy, dis Jesus, wou nie hê dat iemand dit moes weet nie, want hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van mense. Sien jy, hier verander sy fokus. Johannes sê, die koninkryk het naby gekom. Jesus kom en hy verander die bediening en hy sê, ek is die Messias, maar ek gaan oorgelewer word in die hande van mense en hulle sal hom, die een wat Johannes as Messias bekend gemaak het, doodmaak. En nadat hy gedood is, sal hy die derde dag opstaan. Hoor nou, en hulle het die gesegde nie verstaan nie en was bang om hom uit te vra. Jesus gaan van koning af, 'n aardse fisiese koning, na 'n kruis wat hulle nie geken het nie, 'n geestelike koning vir die ewigheid. En dis waarom jy sal sien, dat by 'n ander geleentheid, toe Jesus praat hy moet sterwe, het Petrus Jesus een kant toe gevat, en hom tereggewys, en gesê, dat jy is besig met valshede. Dis nie die pad, wat ons vir ons koning ken nie. En Jesus moes hom baie ernstig aanspreek vir hom sê, Satan gaan weg agter my, want jy verstaan die dinge van God nie. Jesus skuif van 'n aardse koning, 'n fisiese koning, na 'n geestelike koning, tydelik na ewig. En dis baie belangrik om dit te verstaan wanneer ons na hierdie groot opdrag nou bietjie meer wil uitpak om te verstaan. Nou die volgende vraag wat ons moet antwoord is, waarheen waterdoop in die skrif verwys? Nou hier gaan dit jou normale teologie so bietjie ruk en jou so bietjie uitdaag, omdat ons dit op 'n baie ander manier verstaan het, omdat ons nie die onderskeid gesien het tussen die twee verskillende evangelies, die evangelie
van die koninkryk aan die Jode en die evangelie van die verborgenheid wat Paulus het vir die heidene. Met die agtergrond en die basis bly steeds verlossing deur Jesus Christus, deur sy bloed, maar die aanbieding verskil van Jood na heiden. In Matteus 28 vers 19, wanneer ons die eerste deel van die groot opdrag lees, dan lees ons, sê Jesus, en hier moet jy nou mooi lees, want dit gaan so bietjie jou opinie, bietjie aanspreek en so bietjie uitdaag. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. En dan gaan vers 20 aan, hy sê, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek met julle gespreek het. So, en ons het by 'n vorige geleentheid gepraat, maar wat het Jesus geleer? Dit gegaan oor die koninkryk uitsluitlik vir die Jode. Daar was nie 'n uitspraak dat hy sou koning word, fisiese koning word vir die heidene nie. Die belofte van 'n aardse koning is uitsluitlik vir die Jode gegee. Maar nou, in die gereformeerde leer, is ons versigtig as ons die woord doop lees. En ons skuif dit weg, en ons probeer dit anderster vertolk, omdat dit bots met dit wat ons van Paulus leer, dat daar geen ander manier is hoe die mens gered kan word, as deur die bloed van Jesus nie. Maar Jesus sê hier, met sy opdrag aan sy disippels, dat jy moet disippels maak, en jy moet hulle doop. Ons gaan nou by Handelinge 2 kom, en dan gaan jy so bietjie meer hiervan sien. So, aan die ander woorde, daar word baie duidelik geleer, dat waterdoop hier van toepassing is. En dis nie die doop deur die Heilige Gees, waar jy in die liggaam van Christus ingedoop word, waar jy sy kind word, en later die vervulling met die Heilige Gees, waar die Heilige Gees beheer van jou vat, soos op Pinksterdag. Hier word baie duidelik van waterdoop gepraat. Markus 16, waar ons die tweede keer lees van die groot opdrag, sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Vers 16, hy wat glo, en hom laat doop, sal gered word. So met ander woorde, jy moet glo met hierdie opdrag en gedoop word om gered te word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En ons sal nou kom by vers 17 waar hy sê en vir hulle wat glo sal hierdie tekens volg. Maar ek wil fokus dat hier ook gepraat word van waterdoop. En so maklik wil ons hierdie vergeestelik, omdat ons in die Nuwe Testament, by die Nuwe Testamentiese evangelie van Paulus aan die heidene, verstaan, Efesiërs 2 vers 8 en 9, dat jy word gered deur genade. Vir die heidene is dit waar, maar vir die Jode aan wie hierdie opdrag gegee is, was dit belangrik, want waterdoop is gekoppel aan hulle bekering en hulle vergifnis van sondes. Hulle moes Jesus aanvaar het, want Johannes het gesê, hy is die lam wat die sondes van die wêreld wegneem. In Johannes 2 lees ons met die gelykenis of die vermeerdering van die wyn wat opgeraak het by die bruilof van Kana, lees ons so bietjie oor wat water in daardie tyd se doel was. Hy sê, en daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan. Met ander woorde, hierdie klipkanne was daar, en hierdie water se doel was om die gaste by die bruilof te was, hulle hande te was en hulle voete te was. En elke van hierdie kanne het 2 of 3 ankers gehou. Jesus sê vir hulle, maak daardie kanne vol water, en hulle dit volgemaak. Met ander woorde, die kanne is volgemaak met water, wat toe later verander is in wyn, maar die doel van hierdie kanne was die reinigingsgebruike vir die Jode. Want daai kanne het nou half leeg gestaan, omdat die Jode wat nou by die bruilof was, al klaar gewas was, en hulle voete en hulle hande gewas was. Met ander woorde, die reinigingsgebruik is verby, en nou gebruik Jesus hierdie selfde kanne,
maak dit vol en hy doen die wonderwerk van die water wat in wyn verander. Nou, ons gaan nie by die water en die wyn stil staan nie. Ek wil hê jy moet kyk dat water in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament ten doel gehad vir reiniging en verwassing. In Levitikus 8 vers 6 lees ons dat toe die seuns van Aaron toegewy is vir die priesterambt, ook water gebruik was om hulle te was. En Moses het Aaron en sy seuns laat naderkom en hulle met water gewas. So water was 'n tipe van toewyding en 'n tipe van reiniging en om een kant te sit. Aaron en sy seuns word een kant gesit as die priesters en hierdie een kant sit gaan gepaard met waterwassing. In Johannes 3 vers 5 lees ons praat Jesus met Nikodemus. En Jesus begin in vers 3 en hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus is deurmekaar en hy sê, hoe kan ek as 'n ou man weer teruggaan in die skoot van my moeder en weer gebore word? So aan die ander Nikodemus sien dat hierdie wedergeboorte 'n weergeboorte word, 'n geboorte met of uit water, wat hy duidelik verstaan het, dat weergeboorte praat van 'n tweede geboorte, maar dat dit 'n watergeboorte is, die natuurlike geboorte met water. Vers 5 sê Jesus antwoord hom, toe hy sê, ek kan nie teruggaan in my moeder se skoot en gebore word nie. Jesus antwoord vir hom en hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Baie duidelik dat Jesus nie vir Nikodemus sê dat jy verstaan dit mis nie, maar dat Jesus die klem lê dat die geboorte uit water en uit gees moet wees. Nou, Matteus 3 vers 5 het 4 verskillende toepassings. Die eerste toepassing is soos wat Nikodemus dit sou sien, dat dit die water wys na 'n geboorte, 'n natuurlike, jou eerste geboorte deur die baarmoeder. En Jesus sê nie vir Nikodemus, jy verstaan verkeerd nie. Hy sê vir Nikodemus dat hierdie nuwe geboorte moet geskied deur water en gees. Aan die ander kant, die eerste verklaring vir Matteus 3 vers 5 se water en gees gaan oor 2 geboortes. 'n Liggaamlike fisiese geboorte uit water en deur water en 'n tweede geboorte deur gees. Dis die eerste toepassing. Maar dan is daar ook 'n toepassing dat hierdie water en gees praat van 'n wassing of 'n reiniging wat Titus 3 vers 5 van praat en Efesiërs 5 vers 26, hy sê deur die bad van die wedergeboorte en deur die waterbad deur die woord, Efesiërs 5 vers 26. Op ander woorde, hierdie water praat dan van die reiniging deur die woord van God en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat ook 'n verklaring kan wees vir Matteus 3 vers 5. Dan is daar 'n derde verklaring. In hierdie verklaring lees ons meer van in Johannes 7 vers 38 en 39, waar Jesus op die dag van die fees kom en hy sê, almal wat dors het, laat hom na my toe kom en drink, want soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dan sê vers 39, hierdie het gespreek van die gees wat uitgestort sal word. Aan die ander woorde, die derde verklaring mag ook wees dat hierdie water en gees ook kan sê water soos die gees. Met ander woorde, hy sê die strome van lewende water wat uit jou binneste vloei sal die reiniging doen en daardie reiniging sal deur die gees gedoen word. So aan die ander woorde, die gees
is die water van reiniging. En dan die vierde is dat dit waterdoop kan wees. Nou, my mening is dat die eerste een nie verkeerd kan wees nie, as hy praat van twee geboortes, 'n eerste geboorte en 'n tweede geboorte, 'n natuurlike en 'n fisiese geboorte. Dit kan ook wees, as ons Efesiërs 5 vers 16 of Titus 3 vers 5 lees, dat die water die reiniging deur die woord is, wat ook nie 'n verkeerde toepassing is nie, want nêrens sê Jesus vir Nikodemus, jy verstaan verkeerd. Die derde verklaring mag wees dat dit die reiniging plaasvind deur die woord en die Heilige Gees is die toepasser daarvan. Maar my mening is dat die vierde verklaring hier meer waarde het. Vir die heiden het die eerste twee waarde, maar vir die Jood is hierdie geboorte uit water en gees baie belangrik, dat om die Jesus as Messias te aanvaar, moes Nikodemus sy sienswyse as gevolg van sy Joodse tradisie afstand van doen en hom erken as die Messias en daardeur gedoop word, gebore word en gedoop word om hom te vereenselwig met die komende Messias. Want Johannes 3 vers 6 sê, want wat uit die gees gebore is, uit die vlees gebore is vlees. Wat Nikodemus se sienswyse aanspreek, dat as jy uit die vlees gebore is jy menslik gebore. Maar as jy uit die gees gebore is, kry jy 'n geestelike geboorte. Hy sê, moenie jou verwonder, dat ek vir jou sê, jy moet weergebore word. Maar dat die water ook kan wys na 'n waterdoop, en ons gaan nou so 'n bietjie as ons by Handelinge 2 kom, dit in verband bring. Waterdoop, of wassing met water, word in die skrif gekoppel en geassosieer met sondevergifnis, met die evangelie van die koninkryk aan die Jode in gedagte. Ons vind dieselfde, nou wil ek by Handelinge 2, vers 38 en vers 39 kom. Petrus spreek op Pinksterdag, nadat die Heilige Gees die 120 vervul het, en hulle in tale praat, want daar was op die Pinksterfeest, was daar baie Jode, wat die Pinksterfeest in Jerusalem kom vier het, wat een van die feeste was, wat die Jode na Jerusalem toe moes kom, wat nie Aramees kon praat nie, en daar is in hulle taal, en daar word in Handelinge 2 duidelik genoem, watter fisiese, werklike spreektale daar was, wat hierdie disippels moes gebruik het, om die wonder van Pinksterdag te verduidelik. En nadat Petrus spreek, sê hy in vers 60, laat die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. So, aan die ander woorde, Petrus se preek in Handelinge 2 is 'n moordaanklag. Julle het Jesus vermoor. En nou lees ons die reaksie van die hoorders. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, hoor nou, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. So aan die woorde, hierdie doop was waterdoop, wat moes plaasvind, wat hulle in die openbaar, hulle moes vereenselwig het met Jesus as Messias, want jy gaan nou lees, dat as hy verder gaan, hy juis koppel en sê, waarom hulle sienswyse moes verander, want die Jode, die owerpriesters, het hulle aangehits om Jesus dood te maak. Hulle moes deur gedoop te word, hulle sienswyse verander, hulle vereenselwig met Jesus, en hom sien as die koning, die Messias wat gebore is, maar ook as die verlosser. Want hy sê in vers 9, en julle sal die gawe van die Heilige Gees, want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep.
Nou, ek wil baie vinnig dadelik sê, dat hierdie belofte wat ons toekom en ons kinders, of julle en ons kinders, het niks uit te waai met die Nuwe Testamentiese kerk. Van die Nuwe Testamentiese kerk het in Handelinge 2 nog nie bestaan. Hierdie belofte is vir die Jode gegee, dat hierdie dooping, hulle vereenselwiging met Jesus, ook vir hulle kinders van toepassing is. En hier kom die reaksie. Met baie ander woorde het Petrus hulle besweer en vermaan gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Hierdie geslag wat julle geleer het, die owerpriesters en die skrifgeleerders, dat julle Jesus as Messias moet verwerp. Die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. Hierdie was nie die stigting van die Nuwe Testamentiese kerk nie. Hierdie was die stigting of die begin van die revolusie waar Jesus aanvaar word as Messias en die Jode hierdie boodskap met ander Jode en later ook met die wêreld sal deel. Want Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, Jode, Samaria, die ander Jode en dan tot die uiterste van die aarde. Wanneer die opdrag se oorspronklike doel was, is dat as die evangelie van Jode uitgedra sou word na heidene. Maar op hierdie stadium was Paulus en die bediening van die verborgenheid van die Nuwe Testamentiese kerk aan die heidene nog nie daar nie. Hierdie geesvervuld is op Pinksterdag. En diegene daarna het die eerste deel van die opdrag uitgevoer om in Jerusalem die evangelie te verkondig. Sonder enige tekens en wonders wat voorgehou is as uitvloeisel van Markus 16 se groot opdrag, behalwe die tale verskynsel. Hulle het nie sieke gesond gemaak op daai dag nie. Hulle het nie op slange getrap nie. Hulle het nie giftige drankies opgeneem en niks oorgekom nie. Al wat as teken gevolg het, was dat hulle as gevolg van die Heilige Gees wat oor hulle gekom het, die gawe gehad het om in fisiese, nie in brabbel nie, in fisiese tale, vir hulle wat teenwoordig was, die groot wonders van God in Jerusalem te verkondig, want die opdrag het gesê, van Jerusalem af, Judea, Samaria, uiterste van die aarde. 'n Interessante ooreenkoms met tekens, wat hierdie groot opdrag vergesel, wil ek graag net baie vinnig met jou deel. Markus 16 sê, vers 17 sê, vir die wat geglo het. Onthou nou, hy sê in vers 16, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, nuwe tale spreek, slange opneem en niks en iets dodeliks drinks en geen kwaad doen nie, of julle doen nie, op siekte sal julle die hande lê en sal gesond word. So alle woorde, daar is interessante tekens wat hierdie groot opdrag vergesel, wat ons nie as normaal sien, wanneer Paulus vir die Nuwe Testamentiese kerk aanstel vir Titus en vir Timoteus om die evangelie te verkondig nie. Interessant, dat wanneer ons in die groot verdrukking kom, en ons na die trompette kyk in Openbaring hoofstuk 8, kry ons so ietsie van die 144.000 Jode wat verseël is om die evangelie van die koninkryk te verkondig in die verdrukkingstyd, dat so iets van dat hulle nie deur die giftige water benadeel en hulle liggame aangetast word. Ek lees, en die derde engel het geblaas, en 'n groot ster, wat soos 'n fakkelbrand, het uit die hemel geval. En dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem, en 'n derde van die waters het als geword. Hoor nou, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. Jesus sê, dat daar sal 'n tyd kom, en ons het dit nou al so 'n bietjie in die vorige geleentheid, en ons sal dit aan die einde saamvat, dat hierdie bediening in die opdrag sy vervulling, sy totale vervulling het.
na die wegraping van die Nuwe Testamentiese kerk, en dat die Jode in die verdrukkingstyd die evangelie van die koninkryk sal verkondig, en dat hulle wat die evangelie verkondig, wanneer die water bitter word met die pla van God se oordeel, dat daar die bitter water hulle niks sal doen nie. Ek lees verder. Openbaring hoofstuk 9, vers 18. En deur hierdie 3 pla is 1/3 van die mense gedood, deur die vuur, deur die rook, deur die swaal wat uit die diere se bekke gekom het. Want hulle mag is in hulle bek en hulle stert. Ons is nou by die laaste 3 trompette wat uitgestort is voor die middel van die verdrukking. Want hulle sterte is so slange en het koppe en daarmee rig hulle skade aan. Hierdie gedrogte in hierdie laaste 3 pla van die trompette is gegee om die mense van die aarde vir 5 maande te pynig deur steke so skerpioene. Hulle sterte is soos slange. En nou sê Markus 16, dat hulle sal slange opneem en hulle sal niks aan hulle doen nie. So hierdie 144.000 wat in die verdrukking is, mag dalk ook nie skade kry wanneer hierdie gedrogte hulle steek nie. En dis waarom dit belangrik is om ons in die begin gesê het, na 'n verdere vervulling van tyd te kyk waar hierdie uitvloeisels of tekens van die groot opdrag sy eindelike vervulling het. Ek wil voortgaan om te praat oor die apostels het die groot opdrag gestaak. Nou dis baie interessant as u nou hierdie sien, want ons sien dit nie en ons praat nie oor die algemeen daaroor. In Galasiërs 2 vers 7 en verder, nou is Paulus aan die woord, hy praat met die gemeente in Galate, die evangelie word nou aan die heidene gebring. Hy sê maar inteendeel, toe hulle die apostels sien, dat aan my die evangelie vir die onbesnedenis toevertrou is, die heidene, net soos aan Petrus vir die besnedenis, die Jode. Want hy Petrus kragtig met die oog op die apostelsklap vir die besnedenis aangestel, en my ook bekragtig met die oog op die heidenes. Op 'n ander woorde, Petrus vir die Jode, die besnydenis, en Paulus vir die heidene, die onbesnedenis. En toe hulle merk, die apostels, dat die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas, dis Petrus, en Johannes, wat die pilare van gesag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. Op 'n ander woorde, die apostels staak hierdie groot opdrag, wat sê dat dit van Jerusalem en Judea moes gaan, omdat hulle die boodskap aan die Jode moes bring, en hulle gee vir Paulus die toestemming of die regterhand, omdat hulle sien dat hy vir die onbesnedenis, vir die heidene geroep is, dat hy die evangelie na die heidene kon vat. So aan die ander woorde, Samaria en die uiterste van die aarde word nou vir Paulus gegee. Hy is die evangelis aan die heidene, en Paulus, en Petrus en Johannes en Jakobus word die draers van die evangelie aan die Jode. Want Jesus sê vir die disippels, gaan nie na die heidene toe nie, maar gaan na die huis van Israel toe. So aan die ander woorde, die apostels het opgehou om hierdie groot opdrag uit te voer, toe hulle merk dat Paulus geroep is om die evangelie met die heidene te deel. Waarom die apostels gestop? Daar was aan Paulus 'n nuwe openbaring van die verborgenheid geopenbaar vir die nie-Jode. Die heidene moes deur Paulus bedien word. Jy kan daarvan lees, ons het al baie daaroor gepraat in Romeine hoofstuk 16 vers 25. Die tye van die nasies kom tot 'n einde by die wegraping. En dan stop hierdie verborgenheid, die openbaring van die verborgenheid, want dan het die heidene nou hulle tyd gehad waar hulle Jesus kon aanneem. En dit vind plaas by die wegraping. En daarna keer God weer terug na die Jode, om hulle voor te berei vir die koninkryk en die aardse heerskappy van die Messias. En hier sal jy nou onder net so 'n vinnige samestelling kry en sien, dat na die wegraping die pyl in rooi, die verdrukkingstydperk plaasvind,
waar die evangelie van die koninkryk deur die Jode, die 144.000 Johannes Openbaring hoofstuk 7, aan die Jode verkondig word wat agtergebly het na die wegraping, sodat hulle gereed kan word vir sy koms, waar hy vir 1000 jaar vir hulle die groen pyl, 1000 jaar vir hulle koning op die aarde sal wees. Nou, ons wil verder kyk na die apostels wat hierdie opdrag staak. In Handelinge 8 lees ons dat die gemeentes vlug vir die vervolging van die Romeine, en ook dan op daardie stadium van Paulus, maar die apostels bly in Jerusalem. Die gemeentes vlug, en nou word hulle na al die buitenstede, Korinthe en Galate en al die Efese en Rome en al die heidense stede word hierdie Christene weggejaag, omdat hulle die evangelie daarop moes gaan deel, as voorbeelde dien vir Paulus se bediening, maar ons lees dat die apostels in Jerusalem bly. In Handelinge 8 vers 1, en Saulus het ook sy vermoording, Stefanus se vermoording goedgekeur. En daar het 'n tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. So die apostels bly in Jerusalem. Die apostels het die opdrag gestaak vir die heidene, omdat Paulus gaan en hulle fokus op die Jode alleen. Handelinge 11 vers 19. Die wat dan verstrooi was, deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenisië en Crispus en Antiochië, sonder om iemand met die woord te spreek nie, behalwe tot die Jode alleen. So, aan word selfs die verstrooides het gegaan as voorbeelde in die stede wat Paulus nog gaan bedien, maar hulle het nie met die heidene die evangelie gedeel nie, en hulle het alleen met die Jode in Fenisië, Cyprus en Antiochië het hulle die woorde van die evangelie gespreek. Die gemeentes in die verstrooiing het nie veel van Paulus se bediening geweet, en dis baie belangrik om dit ook te sien. In Galasiërs 1 vers 21 lees ek, daarna het ek, Paulus, gekom in die streke van Caesarea, Syrië en Sicilië, en ek was persoonlik onbekend by die Christen gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my. So, toe Paulus by die heidene kom, het die Christene, die Jode wat in die verstrooiing was, nie veel van Paulus geweet nie. En moes Paulus dan hulle eers oortuig dat hy die evangelie met die heidene deel, en die Jode stelselmatig bygekom. En nou as jy Galasiërs lees, sal jy sien dat die uiteinde was dat die Jodes ook hulle sienswyse op die heidene nou afdruk, dat hulle moes besny word en dat hulle moes gedoop word. Wat Paulus dan vir die gemeente in Galate sê, dis nie julle boodskap nie. Julle boodskap is dat Jesus aan die heidene gegee is sonder besnydenis en sonder die sakrament van die doop. Mense het Paulus geken, maar was nie bekend met die verborgenheid wat God aan hom toevertrou het, om aan die heidene, die nie Jode, die evangelie te verkondig. Galasiërs 2 vers 1 en verder. Daarna, 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Barnabas en Titus saamgeneem. Maar ek het opgegaan op grond van 'n openbaring en hulle die evangelie voorgelê wat ek onder die heidene verkondig. En afsonderlik aan die wat in aansien was, dat ek nie miskien te vergeef sou loop of geloop het nie. Maar selfs is Titus, wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek is. Met ander woorde, toe Paulus terug aan Jerusalem, toe 14 jaar nadat hierdie opdrag deur die apostels gestaak is, hy teruggaan, kom hy in ooreenstemming met Handelinge 15, praat hy met die gemeente in Jerusalem en vertel hy vir hulle waarom hy en wat hy met die heidene preek en hulle hom dan die goedkeuring gee dat hy moet voortgaan om die evangelie met die heidene te deel. Die Nuwe Testamentiese kerk se opdrag vir sending en evangelisasie
is dus as volg. Die opdrag bly dieselfde as die opdrag aan die apostel Paulus. Op ander woorde, verkondig die evangelie, maar nêrens sal jy lees dat die verkondiging van die evangelie gepaard gaan met besnydenis of met die doop nie. Efesiërs 3 vers 1 en verder lees ek juis hieroor. Hy sê, om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is, vir julle, dat hy aan my deur die openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid soos ek kortliks geskryf het. Waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend was nie. So, aan die ander woorde, hy sê dat die evangelie wat die Jode verkondig het, 'n evangelie was wat aan die Jode gegee is, maar dat die evangelie aan die heidene onbekend was vir die Jode. En dat hierdie die evangelie aan die heidene was, dat hulle sy insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, dat Christus nie die Messias is wat 'n aardse koning vir die Jode vir die heidene moet wees nie, maar dat hy 'n aardse koning eendag sal wees vir die Jode alleen. Vers 5b. So is dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote van die belofte van Christus is, deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, hom as die gekruisigde, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, dat hy gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het, en dat hy homself aan jou bekend wil maak, met hierdie wonderlike evangelie. Vers 9, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles deur Christus Jesus geskaap het, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en die magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme, wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here, aan wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met die vertroue deur geloof in hom. Die geloof in Christus gaan oor dat die heidene deur genade sonder iets gered kan word. Die apostels verkondig die groot opdrag. Jesus is met ons. Hy sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die aarde. Dit is die groot opdrag wat die apostels verkondig het. Jesus is met ons. Paulus se evangelie verkondig Jesus in ons. Kyk bietjie hierna. Romeine 16 vers 25. Aan hom wat magtig is, om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Christus, Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid, wat eeuwenlang verswyg is, maar nou geopenbaar is, deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Ek wil afsluit met 'n laaste opmerking. Die eerste 5 boeke van die Nuwe Testament, as ook die boeke Hebreërs tot Openbaring, ontvang hulle totale vervulling eers na die wegraping. Gedurende die verdrukking, die vrederyk, die skepping van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die boeke Romeine tot by Filemon vind sy vervulling in die kerkdispensasie van die stigting van die Nuwe Testamentiese kerk in Handelinge 9 met die bekering van Paulus tot en met die wegraping waarvan ons lees in 1 Tessalonisense hoofstuk 4. So, aan die ander woorde, die evangelie van die verborgenheid aan die heidene kom tot 'n einde by die wegraping. En dan word die 5 boeke van die Nuwe Testament,
Hebreërs tot Openbaring het sy vervulling in die gebeure na die wegraping, tot en met die skep van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons sluit af. Ek wil net dan ten slotte hierdie dan met jou deel. As ons kyk na die bediening van die apostels en Jesus se aardse bediening, was dit begin voor sy kruisiging. Die groot opdrag word gegee tussen sy kruisiging en sy hemelvaart. En dit het alles sy vervulling, die bediening van die apostels en Jesus, en sy groot opdrag in Handelinge 2, Markus 16 en Matteus 28 het sy vervulling in die verdrukking en wanneer Jesus op die aarde is in die 1000 jaar van vrede om vir hulle fisiese koning te word. Die bediening van die apostel Paulus en die evangelie van genade is van Paulus se bekering tot en met die wegraping. Aan die ander woord, die twee evangelies het twee verskillende vervullingstye. Alhoewel ons as Nuwe Testamentiese kerk die boodskap van verlossing uit die 4 evangelies kan lees en kan verstaan, dat ons moet gered word. Maar die evangelie van Paulus vir die heidene alleenlik eers van Handelinge 9 af aan die heidene uitsluitlik gekom het. En ons dus die boeke Romeine tot Filemon het, tot ons onderrigting as basis met die 5 boeke van die evangelies en Hebreërs tot Openbaring as aanvulling tot dit wat ons deur die evangelie van die verborgenheid moet doen. Ek hoop dat dit vir u tot insig en tot waarde is. Ek hoop dat dit jou so 'n bietjie gechallenge het. En ek wil weer sê, moet dit net sommer aanvaar of net sommer verwerp nie. Gaan kyk na die gegevens en vra die Heilige Gees om hierdie woord ook in jou hart duidelik te maak. Dit is vir my 'n nuwe gewaarwording. Iets wat my teologie geskit het, want dis hoe ek groot gemaak is. Maar ek het altyd gewonder, en hiermee wil ek klaarmaak, dat as hy praat van glo en laat doop, ons dit nie sommer nie kan wegskuif. Ons die tale verskynsel nie net sommer kan wegskuif, maar dat daar 'n spesifieke vervulling is omdat die woord eg is en die woord nie kan foute hê nie. Maar dat die woord op 'n ander plek vervulling moet hê, wat ons nie altyd dit reg verstaan het. Die Here seën en die Here help jou ook om hierdie woord te verstaan en die Heilige Gees ons harte sal verlig.